Broeders en susters, ons gaan vir die ontmoeting van die Here, die aanvang van ons erediens staan. Ons botem en seën en daarna volg die lofsang Psalm 24. Ek kan dit so lank opsoek, Psalm 24. Ons gaan daar die eerste, tweede en derde verse saam sing. Psalm 24, na die botem en die seën. Kom ons staan vir die ontmoeting met die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam belydenis doen van ons geloof, en ons doen dit vanoggend aan die hand van die geloofsbelydenis van Sia. Die geloofsbelydenis wat 1700 jaar al die belydenis van die kerk is. Elkeen bely die volgende in sy hart saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek.
Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeders en susters, in ons verootmoediging voor die Here, gaan ons nou saam luister na sy wet, en dan sing ons uit Psalm 97, die 4de en die 6de vers uit Psalm 97, na die wet van die Here, die werklikheid van afgoderry, wat die bedreiging in elkeen van ons hart is. Beskaamd word alle siel wat voor die beelde kniel, met lofwoord en gebede gerig tot nietighede. Maar ook die 6de vers, die minnaars van die Heer haat, wat sy naam onteer en wandel in sy weë. Hy is sy volk genee, en sal in doodsgevaar sy gunsgenoot bewaar. Hy red hom van die hand wat dreig van alle kant, van die geweldenaar. Dit na ons geluister het na die wet van God, soos dit opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Kom laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, wanneer ons U aanroep, is dit elke keer opnuut weer met verwondering. Die besef dat ons sondaar mense tot U kan roep as ons Vader, is vir ons oorweldigend. Want Here, ons verdien dit nie. Ons het dit sopas weer besef toe ons geluister het na U wet. Hoe ver ons tekort skiet in ons dankbaarheid. En Here, die onrustigheid in ons is nie alleen vanweë ons eie sonde nie. Ons kyk om ons rond en ons sien hoe die wêreld die rug op U draai. Die mense die dodelike pad bewandel van eie verdienste en valse vertroue en openlike goddeloosheid. Hoe sal ons in hierdie stroom van sonde staande bly en die aanslag teen ons oorleef? En ons weet, Here, dikwels is die grootste aanslag ons eie valse vertroue dat alles met onsself goed en reg is, terwyl ons besig is om onsself te dien. Skenk daarom uit genade aan ons terugkeer, ware selfondersoek, hartlike berou en bekering tot U en U wil. Leer ons om nie maar te vra na U wil nie, maar om ook te wandel in U weë. Skenk U genade, Here, in hierdie gemeente, elke lidmaat wat U deel maak van die liggaam van U Seun, elkeen in sy en haar eie omstandighede, voorspoed en in teëspoed, wat vir hulle wat U geroep het, om as voorgangers in die gemeente diensbaar te wees. Ons bid vir die leraar wat U aan ons gegee het, om die evangelie in ons midde te bedien, dat U U hand van seën ook oor hom en sy gesin sal hou, dat U elke gesin in beproewing en in nood sal troos, sal versterk en sal dra, en dat U nou deur U woord, deur U Gees wat kragtig werk in ons harte, ook ons elkeen voor U sal stel, die lig van U aangesig, sodat ons die waarheid kan hoor, die werklikheid van ons eie lewe kan sien, die troos kan hoor van U genade, wat meer is en groter is as die sonde. Ons bid dat U ons elkeen naby sal wees, ook in hierdie dag, in die rusdag, dat dit vir ons ook 'n opstandingsdag en 'n feesdag sal wees, waarin ons toewy in U diens. Here, wanneer ons môre weer in die werklikheid van ons daaglikse routine staan, gee ook dan die krag om U te onthou, die genade, dat ons U nie uit die oog verloor nie, dat ons juis deur omstandighede wat ons beleef, telkens weer teruggedwing sal word na U toe. Hoor ons elkeen in ons nood en ons afhanklikheid, as ons hierdie dinge van U vra, ons staan sonder verdienste voor U, ons pleit op grond van U Seun se verdienste, dat U ons
in hom sal aansien en sal verhoor volgens u wil. Dit vra ons uit genade. Amen. Broeders en susters, ons gaan voor die bediening van die woord weer saam sing uit Psalm 48, die keer Psalm 48. Daar sing ons die 4de en die 5de verse, Psalm 48, vers 4 en vers 5. Die mooi teestelling, vers 4, God wat enerzijds die vyand uitwis en verslaan, en dan in vers 5, anderzijds die Godstad, wat deur hom gevestig word. Die vyandse verdwyning word aan die volkere bekend tot by die aardse verste end. Die hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. En dan in vers 5, aanskou die stad met skanse, paleise, toringtranse, dat wil pruik met nuwe pragt. En meld dit aan die jong geslag, die God is onze God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. 48, die 4de en die 5de verse. Ons skriflesing, broeders en susters, is uit Genesis hoofstuk 4. Ons gaan saam lees van vers 16 tot vers 26, Genesis hoofstuk 4. Ons lees van vers 16 tot vers 26, ons tekswoorde die laaste gedeelte van vers 26. Hoor die woord van die Here. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Nod, aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad, en noem die stad na die naam van sy seun Henog. En vir Henog is Irad gebore, en Irad was die vader van Mehujael, en Mehujael was die vader van Metisael, en Metisael die vader van Lamech. En Lamech het vir hom 2 vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die naam van die tweede Silla. En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op sieters en fluite speel. En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal Kain, 'n smid wat allerlei koper en ysterinstrumente gemaak het. En
die suster van Tubal-Kain was Naema. Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem. Vroue van Lamech, luister na my woord. Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem, want, het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Ons skriflesing tot sover, ons tekswoorde, hierdie laaste woorde van vers 26. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Hervormingssondag word tradisioneel gevier op die Sondag naaste aan 31 Oktober. 31 Oktober 1517, so weet ons, is die datum waarop Martin Luther sy 95 stellinge teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespijker het. Daad wat allerweer beskou word as die deurbraak van die reformatie van die 16de eeu. Met hierdie jaarlikse herdenking van hervorming word onderstreep dat hervorming of reformatie nie maar 'n eenmalige gebeurtenis eeue terug in die geskiedenis mag word vir ons nie. Hier op aarde het die kerk van die Here voortdurend behoefte aan reformatie. Maar wat is reformatie? Hervorming of reformatie is God se genadige werk deur sy woord en sy gees, waardeur hy die regte aanbidding van hom weer onder sy volk herstel. Dis wat gebeur hier in Genesis 4, na die aanvanklike offers van Kain en Abel. Genesis, weet ons, is die boek van die begin van die skepping, die begin van die mensdom, die begin van die rusdag. Dis ook waar ons lees van die eerste misleiding, die eerste sonde, die eerste moord, die eerste afval, die eerste reformatie. Ons gaan vanoggend na hierdie eerste reformatie kyk onder 2 punte. Eers die aansporing tot reformatie, naamlik dat ons omring word deur 'n sondige wêreld, en dan in die tweede plek die deurvoer van die reformatie, om God, die soewereine regeerder van hierdie wêreld, aan te roep in gebed. Aansporing tot en die deurvoer van reformatie. Die vraag ook vandag is hoe ons as kerk in hierdie sondige wêreld moet lewe. Dis nie maklik nie. Daar's teestand van buite en van binne. Hoe moet ons leef in 'n wêreld wat niks van God wil weet nie? Leef tussen mense wat maak asof God nie bestaan nie. Dit maak hierdie skrifgedeelte so belangrik, want is presies hierdie wêreld waarin Set gebore word. Die wêreld waarin Adam en Eva ook na die sondeval moes lewe. Verset teen God het Kain en sy nageslag gekenmerk. Na sy
moord op sy broer Abel draai hy van God af weg en so ontwikkel anti-goddelike teestand in hierdie sondige wêreld. En dan beskryf die Bybel hierdie wêreld buite God op 3 wyses. Dis indrukwekkend, dis rusteloos, en dis boos. Die wêreld is indrukwekkend, want die nageslag van Kain leef nie soos diere nie. Op die oog af is hulle bestaan glad nie so elendig nie. Trouwens, hulle lewe sonder God lyk selfs gemaklik en aangenaam. Hulle trou, hulle kinders, hulle bou stede. Daar's groot innovering onder hulle. Uit Kains geslag word daar veeboere en musici en vakmanne, naamlik ystersmede en kopersmede gebore. Hulle groei daarom in beskawing en in nuwe uitvindings en in kultuur. Is alles wat hulle doen daarom verkeerd? Nee, broeders en susters, hulle onderwerp die skepping soos God beveel het, ook al doen hulle dit nie omdat God dit beveel het nie. Hulle doen dit vir hulle self. Hulle doen trouwens alles los van God en buite hom, en daarom bly hulle ten diepste elendig. Vooruitgang is nie altyd sleg nie, maar die doel daarvan is bepalend. Is die vooruitgang tot eer van God en ten voordeel van jou naaste, of is dit selfdiens, selfbevoordeling? Word prestasie ons afgod en ons daarom werkslawe? Gebruik ons ontwikkeling, byvoorbeeld in musiek, positief, of is dit tot ons verderwing? Is ons tegnologie in diens van sonde of in diens van die Here? As God en sy eer nie voorop staan nie, dan kom daar noodwendig verval. Hoe indrukwekkend uitvindings en vooruitgang en beskawing ook al mag wees, as dit bloot is om jou eie lewe te vergemaklik en die gevolge van die sondeval te ontduik, en daarom sonder God is, dan is dit selfgesentreerd en daarom vergeefs. En dit doen Kain en sy nageslag. Die goddelose wêreld is daarom indrukwekkend. Maar dit is ook boos. En die boosheid word veral sigbaar in Lamech, die 7de van Adam af, in die geslag van Kain. Lamech se lewe word gekenmerk deur 'n soeke na plesier en mag. Wanneer dit van die mens afhang, verval ons altyd daarin en al dieper in sonde. Kain is die eerste mensemoordenaar. Lamech is die eerste veelwywer. Hy rebelleer teen God se instelling van die huwelik. Een vrou is nie vir hom genoeg nie. Hy neem vir homself 2, Ada en Silla. Ada se naam beteken versierde. Silla se klokkie. Duidelik gaan dit vir Lamech oor die uiterlike. Hy verstaan niks van die innerlike versiering van 'n kalm gees as skoonheid wat vir God aangenaam is nie. Hierdie skoonheid wat van God afkom, is nie tydelik en verganklik en uiterlik nie. Maar Lamech ken hierdie skoonheid van God nie. Hy jaag na die vlees. En dis nie alleen plesier wat Lamech dryf nie, maar ook mag. Een gebeurtenis word hier vir ons opgeteken waar hy sy 2 vroue saamroep en vir hulle 'n lied sing. En dit is baie anders as die eerste minnelied wat Adam gesing het vir die vrou wat God aan hom gegee het. Lamech sing vir sy vroue van geweld en wraak, van weerwraak, as iemand hom iets sou aandoen. Sy groot oupa
het moord gepleeg uit afguns. Maar Lameg maak dood vir die geringste benadeling. Hy verhef en aanbid sy eie krag. Soos in ons tyd word musiek gebruik om eie mag en geweld te besing. Die indrukwekkende prestasies van sy tyd word daarom deur wreedheid en verval gebalanseer. Uitvindings en verdorwenheid. En so is die lewe ook vandag. Die mens wil die wêreld beheer, maar hy kan homself nie beheer nie. Daarom indrukwekkend en boos. Maar in die derde plek ook rusteloos. God se oordeel oor Kain was dat hy 'n swerwer en 'n vlugteling op aarde sou wees, dat hy geen vrede op aarde sou vind nie. Daar's geen rus vir die bose nie. Ook al probeer Kain om die oordeele van God af te skud, doen hy steeds wat hy wil. Hy wil die gevolge van sonde ontduik, sy eensaamheid, sy vervreemding. Daarom bou hy 'n stad, en hy noem dit na die naam van sy seun Henog. Hy wil veiligheid en skuiling vind. Maar steeds is daar vir Kain daar geen rus nie, want sonder God is daar nie rus nie. Daarom gaan hy verder en gaan woon in Nod, oos van Eden. Hierdie naam Nod beteken rusteloos en onvas. So was hy bestaan. Nêrens is daar vir hom enige vrede nie. Die goddelose, so sê die profeet Jesaja 57 vers 20, is soos 'n onstuimige see. Dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi sluik en modder op. Of in die brief van Judas, wat hulle beskryf as waterlose wolke en deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe, ontworteld, woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskyn. Hulle gewete dryf hulle, en laat geen vrede en rus toe in hulle lewe nie. Dikwels lyk dit wel of hulle floreer, maar soos Asaf duidelik maak in Psalm 73, staan hulle steeds op gladde plekke. Daar's geen vrede in hulle nie, want hulle is met skuld belaai. Hulle staan onder God se toorn, en ware rus is daar alleen by hom. Broer en suster, is daar dalk steeds iets van hierdie rusteloosheid in jou lewe? Is hierdie 'n beeld van jou bestaan? Groot prestasies enerzijds, mooi talente en vermoëns, maar onder die oppervlak rusteloos aan die woel. Ten spyte van uiterlike indrukwekkendheid, hoe lyk jou hart? Beleef jy vrede by God? Of is jy angstig en rusteloos? Bang, altyd besig om vir jouself standvastigheid te soek. Vrede vind jy by God alleen. Ja, jy dink jy kan vir jouself sorg, maar jou sonde jaag jou en dryf jou. Intussen is daar in jou onderbewuste steeds die besef van oordeel wat kom. Buite Christus is daar geen vrede nie. En so is die wêreld. Magtige stede, wolkekrabbers, lieksheid, weelde, maar niks kom ooit tot stilstand, want hulle is sonder God. So is die mense van Genesis 4, het hulle hom op sy gestoot. En tog is daar meer hier in Genesis 4. In die midde van hierdie goddelose wêreld was daar enkele gesinne wat anders was. Hulle soek die soewereine regeerder van die wêreld. Daarop let ons in die tweede plek. Die lyn en die geslag van Kain
was nie die enigste in die wêreld nie. Daar was ook die lyn in die geslag van Set. Die kerklyn. En waar Kain en sy geslag hulle nie ophou met God nie, lewe die lyn van Set juis voor die aangesig van die Here. Hulle is die geslag waarvan Psalm 24 vers 6 praat, wat vra na die Here en soek na sy aangesig. Wat kan ons nou uit hierdie verse aflei oor die geslag van Set? Wel, in die eerste plek, dat hulle geleef het vanuit die belofte. Na die sondeval leef hy en sy ouers, soos alle mense buite die tuin van Eden. Dit is 'n moeitevolle lewe, en hulle het die natuur te kampe met dorings en dussels, en onder die mensdom om hulle, met goddeloosheid. Set se ouers het een kind afgestaan aan die dood, en 'n ander kind afgestaan aan die wêreld. En as ouers wat die werklikheid hiervan ken, die smart van 'n kind se dood, enerzijds, maar veel erger nog, die smart van 'n kind wat nooit vrede en troos gaan beleef nie. Ook al hoop en al bid die ouers, hulle weet, hulle kind se lewe stuur af op ewige ondergang en vernietiging. En nou is daar vir Adam en Eva 'n nuwe kind. Adam en Eva verloor nie hulle vertroue en hulle hoop nie, hulle ontvang nog 'n seun. Set noem hulle hom, want sê Eva, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel wat deur Kain doodgeslaan is. In die oorspronklike word die woord saad hier gebruik vir kind. God gee aan Adam hulle 'n ander saad in die plek van Abel. Met die woord saad word daar direk teruggegryp na die belofte van Genesis 3 vers 15 oor die saad wat sou kom om die kop van die slang te vermorsel. God vervul sy belofte. Nie deur Abel of deur Kain nie, maar deur die nageslag van Set, die ander saad. God se beloftes word nie gestuit nie, want hy is die waaragtige. En dit erken Eva deur haar seun Set te noem. Sy naam sê geplaas of aangewys of plaasvervange. Wat Kain weggeneem het deur menslike boosheid, het God herstel deur sy beskikking. Met hierdie naam is Eva daarom besig met God se beloftes. Sy weet, hy kan en hy sal sy beloftes vervul. Vir haar moederhart moes dit geweldig gewees het, toe sy hoor van Kain en Abel. Sy moes gewonder het, wat dan van die belofte? Het God dan vergeet? Het hy sy liefde teruggetrek? Haar toevlug neem sy egter tot hom. En dan hoor mens die stem van geloof as hy haar seun Set noem. Dis die kenmerk, broeders en susters, ook van God se kinders vandag. Hulle is besig met God se beloftes. Die wêreld is skepties oor God. Hulle bevraagteken hom voortdurend, so Satan aan die begin. Die belydenis van die kerk is egter dat hy ons nie sal begewe nie. Sy beloftes is ja en amen in Jesus Christus. Dat hy sal kom, dat sy koninkryk sal kom, dat hy sy uitverkorenes sal vergader, en dat hy 'n nuwe hemel en aarde tot stand bring. En as jy wonder of sy beloftes ook vir jou is, onthou die troos van Eva. Hy het gesê, en wat hy sê, dit doen hy. Vraag is egter waarmee ons besig is in ons huis en in ons lewe. Is ons soos die geslag van Lameg besig met ons werk en met nuwe uitvindings en kultuur en besittings en plesier en magspeletjies? Of is ons kinders van Set se nageslag besig met God se woord en God se beloftes?
Wat hoor ons huismense nog van sy woord? Word die skrif gelees? Word het geleer? Hoor ons God se beloftes daarin en gee ons op sy beloftes ag? Of hoor jy die gespog van Lameg en hoe hy oor jou radio en TV sy geweld en sy mag uitblaar? Lameg se huis of Set se huis? Die geslag van Set leef egter nie net uit God se beloftes nie. Hulle voel in die tweede plek ook hulle swakheid en hulle sonde. Wanneer Set 'n seun het, noem hy hom Enos. Dit beteken mens. Swak, feilbare mens. Set sien sy seun en hy bely dat hy 'n swak mens is. Is dit nie wat ons as kinders van God altyd moet bely nie? Hoeveel hoor ons nie in die psalms dat ons soos die gras van die veld is nie? Soggens daar, maar teen die aand verdroog en gereed om afgesny te word. Hoe moet ons nie rekening hou met die nietigheid van ons lewe en die vlugtigheid van ons eie bestaan nie? Kain se geslag roem op hulle eie krag en hulle vermoë en hulle prestasies, groot in hulle eie oë, groot in hulle eie prestasie. En miskien ons as kinders van God aan ons kant nie die gawes en die talente wat die Here gee, die krag en die leiding van sy gees nie, en tog is daar by ons voortdurend die belydenis van ons eie swakheid, veral in die aangesig van ons doodsvyande. Dink jy dalk soveel van jouself dat jy die versoekinge en die struikelinge op jou pad nie eens meer raak sien nie? Groot prater, soos Lameg. Of is jy soos Enos? Swak, nietige mens. Een wat 'n verlosser nodig het en daarom vashou aan God se beloftes. Hierdie geslag van Set het egter nie net gelewe met verlange na God se beloftes en met die bewussyn van hulle eie swakheid nie. In die derde plek was hulle mense wat begin het om God aan te roep. Hulle het saamgekom in openbare aanbidding om God openlik te aanbid. Daarvoor het hulle self van die wêreld afgeskei en apart gestaan om te aanbid en hulle vertroue op die Here te bevestig. Die mense uit Set se geslag het, om dit duidelik te stel, begin om kerk te hou. Wat 'n vreugde moes dis nie wees vir die grootouers, vir Adam en Eva, wat toe nog gelewe het nie. Hulle sien dat daar wel 'n nageslag is wat God dien. Daarvoor bid ouers en grootouers nog altyd. Die kenmerk van hulle openbare erediens was gebed. En nou word hier 5 dinge duidelik oor hulle gebed. Eerste is dat dit gebed is in afhanklikheid. Te midde van die sonde en die goddeloosheid in die wêreld, hierdie lyn van Kain wat rondom hulle besig is met plesier en mag, moet gesmeek word, dat God hulle in hierdie aanslag sal staande hou. Ook ons, broeders en susters, hoe kan ons staande bly te midde van hierdie sondestroom? Hoe kan daar reformatie ook onder ons kom met hierdie tsunami wat die wêreld meesleep? Herken dit maar. Net soos in die tyd van Set en sy geslag, sy nageslag, kry die bose algaande die oorhand. Eindelik is daar maar 'n handjievol mense, 8 siele, wat nog staande bly wanneer die sonvloed kom. Ook nie volleinding. Sal daar maar 'n handjievol wees wat nog kerk bly onder die aanslag van die anti-kris. Maar daar sal wel 'n kerk wees. Te midde van hierdie aanslag en verval, bly ons staande net in afhanklikheid van God. En dis ons nood wat ons na hom toe dryf. Daarom, toe het hulle die naam van die Here begin aanroep.
Wanneer was toe? Toe Enos, die swak mens, gebore word in hierdie stroom van sonde. Die behoefte aan gebed en terugkeer en reformatie word aangewakker deur die mag en die plesier en die geweld wat die wêreld om ons najag. In die tweede plek was dit ook volhardende gebed, dat hulle toe begin het, sê dat hulle van toe af verder aangehou het om te bid. Het nie eenmaal gebid of mekaar gesê, hoe aangenaam was dit nou nie? Nee, van toe af het hulle gereeld, geroep en gevra, dat die Here sal hoor. En ons? Wel, ons bid in groot nood, maar die oomblik, as dit verby is, dan is daar dikwels maar weer stilte. Of hou jy wel aan met bid ook in tye van voorspoed, omdat jy jou dank aan die Here wil betoon? Afhanklik van God, of selfstandig besig met jou eie dinge? Die derde plek was dit gesamentlike aanbidding. Toe het hulle begin, lees ons. Dis die hele lyn van Set. Sy vrou, Adam en Eva, Enos, hulle seun, en ook hulle ander kinders, as daar was, almal buig hulle neer voor die Here. Bid ons nog saam? Nou, almal onthou, ons is doppers, en ons hou nie bidure nie. Maar hier in die erediens, as daar gebid word, bid jy saam, of is jou aandag gou besig met jou eie dinge? Laat ons weer leer, broeders en susters, om met vrymoedigheid en in volle geloofsversekerheid te nader tot die troon van God se genade, om aan te roep en ons hart voor hom uit te stort. In die vierde plek was hulle gebed ook vol verwagting. Hulle roep die naam aan van die Here, dit is Jahweh, die verbondsgod. Adam kon aan hulle vertel het hoe hy eensaam met God gewandel het in die aandwind. Ook hoe hy selfs na hulle opstand teen hom, hulle nie verwerp het nie, maar hulle weer opgesoek het. Hoe hy die gemeenskap met hulle herstel het, in die belofte van die saad wat sou kom. Die Here gee daarom rede vir verwagting in hulle gebede. Hy is die troue God van die verbond. Daarom kan hulle in vertroue tot hom nader. Nader met hoop op verlossing en uitkoms, en dat hy die werk van sy hande nie sal laat vaar nie. Selfs nie in die bose wêreld wat afstuur op die vloed nie. En dan ten slotte was dit ook dringende gebed. Hulle roep die naam van die Here aan. Grondvorm van die woord hier sê eintlik dat hulle uitgeroep het. Nie maar halfhartig nie, maar met hulle hele hart. Dit kom so dringend, omdat die nood so groot was. Broeders en susters, begryp ons nood nog reg. Roep ons uit, wanneer ons in ons binnekamer bid, en wanneer ons saam bid as gesin, doen ons dit gereeld, doen ons dit dringend. Is Sondag vir jou en jou kinders die heel beste dag van die week? Of is daar sleepvoete, want ons moet weer kerk toe gaan? Kinders word nie gebluf nie. As jy verskoning vind vir die erediens, om God saam met jou medegelowiges aan te roep, moenie dink, hulle gaan ooit kerk prioriteit maak nie. As jy leef, asof jy die Here nie nodig het nie, dan gaan hulle ook hulle troos elders soek. Daarom, Set of Kain, Enos of Lamech. Dringende, opregte gebed vir jou huis, vir reformatie in jou lewe en in jou gesin se lewe
en jou kerklike lewe en jou volkslewe of sleer, omdat jy die vorm van godsdienst het, maar jy die krag daarvan verloor. Hoe kan die Here ons ooit hoor in ons gebede, in ons nadering tot hom? Nie as gevolg van ons gebed nie, broeder en suster, maar as gevolg van die seun van Enos. Hy oor wie daar getuig word in Lukas 3 se geslagsregister. Hy wat homself verneder het en ons menslike vlees aangeneem het. Hy het moeg en honger en dors geword. Hy het ons laste op hom geneem en het gedra aan die kruis. Hy ly as regverdige vir die onregverdiges, om ons met God te versoen. Hy staan op, en hy heers as koning, wat sy Vader se raad voltrek. Hy kom weer as regter, om te oordeel. Wie leef soos die wêreld, en die dinge van die wêreld lief het, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, kan weet aan watter familie hulle behoort. Jou dade sê, nageslag van Lamech. Jy kyk na sy gewelddadige erfenis, en het doen niks aan jou nie. Jy word nie daardeur afgestoot nie. Jy kan ook luister na Lamech se musiek, en dis vir jou mooi. Sê dit nie van watter familie jy is nie. Of is jy hier waar sondaars vergader om die naam van die Here aan te roep? En is jy in die aanroeping en in jou smagting na reformatie eerlik, opreg? Broer en suster, weet dat daar vir die stad van Henoch geen toekoms is nie. Ook nie vir die voorspoed van Lamech nie. Hulle gaan saam met hulle werke in die oordeel te gronde. Juist omdat ons te midde van hierdie verval leef, is dit so nodig dat daar reformatie sal wees ook in ons midde. En daardie reformatie begin in my en jou hart. Dat ek en jy soos die verlore seun sal opstaan en na die Vader sal gaan met die belydenis dat ons gesondig het teen die hemel en teen hom. Kain se stad vergaan. Die stad wat stand hou, is die stad met die vaste fundament, gebou op die hoeksteen Jesus Christus. Van daardie stad is net God se kinders inwoners. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe word ons nie deur u woord tot stilstand gedring nie. U stel u woord voor ons oë, soos 'n spieël waarin ons onsself sien, sodat ook ons weer die noodsaak sal beleef van terugkeer, reformatie, van bekering, terugkeer na die eerste dinge. Ja, Here, met smarte moet ons bely dat ook ons so maklik ons eerste liefde verlaat, dat ons deel word van hierdie wêreldse gejaag na mag, en aansien, en grootsheid. Skenk daarom deur u Gees en deur u woord, die reformatie in onsself, in ons eie hart, dat hierdie terugkeer, hierdie reformatie uitbrei na ons gesinne, ons huislike lewe, ons kerklike lewe, ons volkslewe. Ons weet, u bewerk dit deur u Gees, maar u begin by die hart van individue, elkeen van ons.
Wees genadiglik, Here, dat hierdie woord nie leeg by ons sal verbygaan nie. Dat ons in hierdie week, daar wat kom, telkens ook hierdie noodsaak van lewe voor U aangesig sal besef. Seën ons in hierdie dag verder. Hoor ons uit genade, ons vra dit in Jesus Christus, ons Here. Amen. Psalm 46, ons gaan die eerste, derde en 6de verse saam sing. Psalm 46 staan bekend as die lied van die reformatie. Ons gaan saam sing die eerste, die derde en die 6de verse. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan, al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Psalm 46, die eerste, derde en 6de vers. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.